Môre, dis 5 Mei en ek wil vandag met jou praat oor iets wat baie mense mooi noem, maar wat geestelik gevaarlik is. Dis 'n idee wat al hoe meer insluit. Jy hoef nie te verander nie, God is klaar tevrede. Dis wat party noem hypergenade. Dis die gedagte dat God se liefde beteken jy hoef nie jou lewe te verander nie. Dat bekering opsioneel is en dat genade beteken ek is okay net soos ek is. Maar luister wat sê die Bybel. In Judas 1:4 staan nog geskrywe, want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van onsse God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en onsse Here Jesus Christus verloon. Hulle verander genade en maak dit 'n verskoning vir losbandigheid. En Judas sê, dis nie net 'n misverstand nie, dis 'n verloning van Christus self. Romeine 6:1-2 vra reguit. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Genade maak jou nie gemaklik met sonde nie. Dit maak jou vry van sonde. En in Titus 2:11-12 lees ons, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn, en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe. Ware genade verander jou leefstyl. Dit leer jou om nee te sê vir jou ou maniere en ja te sê vir 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Kom ons bid saam. Here Jesus, ek wil U genade reg verstaan, nie as 'n verskoning nie, maar as 'n roepstem na 'n nuwe lewe. Leer my om U genade met onsag te ontvang en met gehoorsaamheid te leef. In Jesus naam. Amen. So wat leer ons hieruit? Ek is nie vry om aan te hou sondig nie. Ek is vry om nie te leef. Ek is nie net vergewe nie, ek is hervorm. Genade het my nie net gered nie, dit het my herskep. Het jy geweet? Genade is nie 'n verskoning om dieselfde te bly nie. Genade vra nie minder nie, dit vra alles. Genade vergewe jou, maar dit vorm jou ook. En laat ek jou iets vra. Gebruik jy dalk God se genade om nie te groei nie? Of het jy al daardie diep genade beleef wat jou binne verander? En moenie vergeet nie, jou storie eindig nie by vergifnis nie. Dit begin met herskepping. God het van die begin af vir jou beplan. Nie net om jou sonde te vergewe nie, maar ook om jou nuut te maak. En onthou, dalk is jy die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet.